Hello, my name is Annabelle, and I was diagnosed with leukemia when I was only 3.5 years old. I know what it is like to be in bed for so long. The people and nurses were really nice, and I liked the new friends I made, even though we could not play with each other, as sometimes the medicine makes you too sick to get out of bed. I'm not even going to mention the needles. This is why me and my friends decided to make you a special coloring book. This will help the time go faster, and hopefully it helps you to feel a bit better. Remember, the hard days are what makes you stronger. Lots of love and kisses, Annabelle. Be brave, be strong. I pray that you will have courage, happiness, and a smile on your face every day. Hallo, my naam is Annabelle. Ek is al 5 jaar vry van kanker en ek bly in Stellenbosch en ek is in graad 4, ek is 10 jaar oud en ek is in Somerset College. My ma het gesien dat ek was baie moeg en ek het snaaks geloop en ek het baie blou kolle op my bene gehad. En toe daai Vrydag, toe vat sy my hospitaal toe trek hulle bloed. Toe sê hulle, my bloed is te dun en hulle moet weer trek. En toe het hulle gesien dat ek het leukemia, bloedkanker. Ek onthou die theater het ek glad nie van hou nie, want al die ligte het my aan die slaap gemaak. So ek en my maatjies het prentjies geteken. Toe het ons dit in 'n boek verander en toe het ons briefies ook geskryf wat hulle kan die prentjies inkleur en die briefies lees om hulle meer braver te maak. Die boek se naam is By Kids for Kids en daar is baie kinders in die hospitaal wat nie so bevoorreg is om soos 'n inkleerboek of 'n iPad te hê wat hulle kan besig hou nie. En toe het ons briefies geskryf en prentjies geteken sodat en 'n pakkie kruite sodat hulle kan dit inkleur en die briefies lees wat hulle kan besig hou. So ek was saam Rooikruis Hospitaal toe en toe het ons die boeke uitgedeel en daar was een klein dogtertjie. Ons kon nie ingegaan het om vir haar boek te gee nie, want sy was te siek. Ek ken nie haar storie nie, maar haar naam is Carla en sy was 'n paar maande terug oorlede en sy het 'n prentjie geteken en 'n briefie geskryf. Hou aan bid en glo. Liewe Jesus is altyd daar om jou hand vas te hou. En maak nie saak hoe sleg die dag is vandag nie, die son gaan altyd weer môre opkom. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.